Johannes 10 vers 27. Johannes 10 vers 27. Ek lees saam. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Engelse betekenis, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naams onwil. Ek gaan ons maar Joyce vra om die woord van die Here vir ons te seën. Baie dankie my Vader vir 'n wonderlike voorreg wat ek hier kan staan vanmôre, wat U ons veilig gebring het tot by U huis vanmôre. Sê baie dankie vir U genadige hand oor ons my Vader, en ek weet dat U gaan hulle weer veilig terug vir huis toe my Vader, en daarom kom gee ek eer aan U vanmôre, en ek kom sê vir U so baie dankie vir U woord vanmôre wat pastor gaan bring vanmôre. Kom sê ek vir U baie dankie Here. Kom maak U ons harte oop my Vader om in te kan neem wat U vir ons kom sê vanmôre, wat ons moet doen en wat alles wat ons gaan doen vanmôre deur U genade my Vader. Kom sê ek vir U so baie dankie Here. Kom seën ons pastor vanmôre in die naam van Jesus. Iedereen elkeen wat opgedaag het vanmôre, sê ek vir U baie dankie Here. Kom seën ons nou almal in die naam van Jesus Christus. En ek sê vir U baie dankie Here. Halleluja. Baie dankie mamma. Baie dankie. Laat my toe om kortliks met u te deel uit die voorgelese hoofstuk. Ten einde die gedeelte te verstaan, moet ons teruggaan na Johannes 9. Ander woorde, om die gedeelte in Johannes 10:27 te verstaan, is dit nodig om eers te gaan en kyk wat gebeur in Johannes 9. Johannes 9 sien ons 'n man wat blind was van geboorte af, word deur Christus gesond gemaak. Die Bybel sê Christus spoeg op die grond, hy maak 'n klei, hy sit dit aan sy oë en hy sê hy moet hom gaan was in Siloam. En hy doen wat Christus sê. En toe hy klaar is op pad huis toe, toe word sy sig aan hom weer teruggegee. En toe hy die mense teekom wat hom geken het, toe kon hulle nie verstaan hoe het hy weer sy sien teruggekry nie. Hulle kon nie verstaan nie, want hulle het hom gesien sit en bedel, omdat hy nie vir homself kan sorg nie, as gevolg van sy blindheid. En nou kom die Fariseërs en die skrifgeleerders en hulle roep hom in, want hulle wil weet wat gebeur het. Hulle wil weet wie het sy siende aan hom teruggegee. Hy kom en sê vir hulle, man, dit was Jesus gewees. Dit is hy wat my oë genees het. En hulle sê te vir hom, maar wie is hy? Hy kan nie die Messias wees nie. Hy kan nie 'n profeet wees nie, want hy het dit gedoen op die Sabbat. Omdat hy dit op die Sabbat gedoen het, kan ons hom nie beskou as iemand wat 'n profeet is nie, want niemand in terme van die Joodse wet mag op die Sabbat iets doen nie. Maar hy doen dit op die Sabbat. En weet jy wat sê die blinde man vir hulle? Luister, ek weet nie wie hy is nie, maar ek weet dat hy 'n profeet is en dat hy my siening vir my teruggegee het. Hy sien die Fariseërs
en die skrifgeleerdes wou hom vasvra. Die fariseërs en die skrifgeleerders wou weet of hy erken dat Jesus die Messias is. Dit was hulle doel waarom hulle hom gevra het. En nou kom ons in Johannes 10 en ons sien Christus in die tempel in. Hy staan by die Solomon's Colonnade. Hy staan by die pilaargang van Salomo in die tempel in. En hulle maak 'n kring rondom hom, want hulle wil weet of hy die Messias is. Hulle vra vir hom, sê vir ons plat man, moenie in raaisels praat nie. Sê vir ons reguit, is jy die Messias of is jy nie die Messias nie? Christus sê vir hulle, ek het dit vir julle al telke male gesê, maar julle glo my nie. Weet jy waarom julle my nie glo nie? Dit is omdat julle nie my skape is nie. Julle is nie my skape nie. Julle behoort nie aan my nie. Daarom erken julle nie dat ek die Messias, die seun van die lewende God is nie. Christus sê eintlik vir hulle dat julle het 'n ander herder. Julle behoort aan 'n ander herder. Daarom erken julle en sien julle nie dat ek die Messias is nie. Want die feit dat hy die blinde man laat sien het, was klinkklare bewyse dat hy die Messias is. Hy sê vir hulle, kyk na my werkman, kyk na die blinde man, kyk hy sien hom. Is dit nie vir julle bewys dat hy die Messias is nie? Maar hulle wou hom nog nie aanvaar as die Messias nie. Hulle wou hy moet vir hulle sê dat hy die Messias is, sodat hulle hom kon doodmaak. En in dieselfde gedeelte sien ons dat hulle begin om klippe op te tel. Hulle het pogings aangewend om hom te arresteer, want hulle wou hom doodmaak. Christus kom aan, en wanneer hy vir hulle antwoord, sê vir hulle, dat ek is die herder van my skape, en julle is nie deel van my skape nie. En ek wil vanoggend kortliks inzoom dan juis op hierdie vers 27, en kortliks met die verduidelik wat hy bedoel het, toe hy gesê het, my skape luister na my stem. En nou jy sien, Christus kom, en in die gedeelte vergelyk hy ons met 'n skaap. En nie 'n vleiende vergelyking nie. Nie 'n kompliment wat hy vir ons gee nie. Want 'n skaap, Ashley, is nie juis een van die intelligente diere nie. 'n Skaap is nie juis een van die intelligente en indrukwekkende diere nie. 'n Mens sou eerder wou hê dat hy moet sê, julle is my leeu's, of hy moet sê, julle is my diere, of my olifante, want hierdie is indrukwekkende diere, groot diere, hulle is onverskrokke. Wanneer jy na die skaap kyk, dan sien jy, hy is so weerloos. Hy kan nie homself beskerm nie. As die leeu kom en hom aanval, en die herder is nie, gaan hy sekerlik gaan hy sterwe. Hy kan nie eers sy eie voedsel kry nie. Hy het die herder nodig om hom te lei na die gras toe. Hy het die herder nodig om hom te lei na water toe. So op sy eie kan hy niks doen nie. En nou kom Christus nog en hy sê vir ons dat ons sy skape is. Hy sien wanneer Christus dit sê, wil hy eintlik vir ons verduidelik dat ons kan nie sonder hom nie. Ons is afhanklik van hom vir alles wat ons het en vir alles wat ons nodig is. Ons is van hom afhanklik vir ons beskerming. Ons is afhanklik van hom vir ons beskerming, vir ons voedsel, vir alles wat ons nodig het. Selfs vir ons geestelike gawes is ons vir hom
vanaf hom verantwoordelik. Daarom kom hy en hy praat van my skape. Jy sien, omdat die skaap dan juis so weerloos is, omdat hy so weerbaar is, kan hy nie oor homself spog nie. Hy kan nie oor homself spog of hy kan nie boast dat hy kwaai is nie, want hy is nie kwaai nie. Hy is een van die swakste diere. En wanneer Christus dan juis vir ons sê dat ons skape is, wil hy dan ook vir ons sê dat ons is swak, maar in ons swakheid, sê Paulus, word ons sterkte, word ons openbaar. Paulus sê, ek kan nie roem nie, ek kan nie sê ek is kwaai nie, of ek het sekere eienskappe nie, ek kan nie roem nie, ek kan net roem in Christus Jesus. Van oor myself kan ek nie roem nie, behalwe in my swakheid. Soms kom God man, Paulus het hy 'n doring in sy vlees gegee, kom die vyand man en hy pla ons met allerlei dinge. Soms kom hy coach en hy pla ons met dinge wat ons nie verwag nie. Maar Christus kom vandag en hy noem ons sy skape, omdat ons weet dat alles ons hoe swak, dat ons sterkte in Christus kry. En wanneer ons sterk word, dan roem ons nie in onsself nie, maar ons roem in Christus. Ek het gesê, 'n skaap kan nie homself beskerm nie. Hy kan hom nie beskerm teen die wolwe nie. Hy kan hom nie beskerm teen die leeu's nie. En dit laat my dink aan 'n gedeelte van die Bybel wat sê dat die vyand gaan rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy wil ons verslind. Hy wil ons weg van Christus afneem. Maar God is groot man. Hy het die vyand oorwin. Ons het nou gesing that we have the victory. We are more than conquerors in Christ Jesus that gives us the strength. So dit maak nie saak of ons skaap is nie, of ons weerloos is nie. Die vyand wat hom voorgee as 'n leeu, hy kan ons nooit van Christus af wegneem nie. Ons is van hom afhanklik. Ons kan nie sonder die herder nie. Ons is van hom afhanklik, omdat hy vir ons sorg. Geestelike behoeftes, dit wat ons nodig het, kom van hom, en net hy kan dit vir ons bevredig. Dis geen wonder nie dat Dawid kom in Psalm 23 en hy beklemtoon net dit wat ek nou vir jou gesê het. Dawid sê die Here is my herder man. Dawid sê as dit ware ek is 'n skaapman. Ek volg Christus wat my herder is en hy is my voorsiener man. Hy lei my na groen weivelde toe. He makes me to lie in green pastures. He lead me beside quiet waters. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear nothing. Dan word hy is my beskermer ook wanneer ek aan hom behoort. En wanneer die vyand kom, dan troos hy my en hy slaan hom with his rod and his staff. Ons is skape. Maar weet die woord vanoggend sê vir my meer as dit. Christus sê, julle is my skape. Julle behoort nie aan 'n ander herder nie. Julle is myne. Ek eien julle. Julle behoort aan my en aan niemand anders nie. Johannes 10:29. My Father has given them to me. My Vader het hulle aan my gegee. In ander woorde, God kom en hy gee ons aan Christus as 'n geskenk vir Christus. Maar weet jy wat vir my nog meer
besonder is wat 1 Petrus 1:8 sê, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed, but with the precious blood of Christ. So ons is duur gekoop. Ons is duur gekoop en ons behoort nie meer aan onsself nie. Christus het sy lewe vir ons gegee. Hy het sy bloed vir ons gegee. Die Bybel sê hy was die lam sonder vlekke. Sy lewe gee hy vir ons om syne te kan word. Hy koop ons dus oudie. En wanneer hy ons koop, dan beteken is ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort nou aan Christus Jesus wat ons duur gekoop het. Ons liggame, ons siel, ons gees, alles wat ons het, behoort aan hom. En wanneer ons aan hom behoort, beteken dit ons moet doen wat hy sê. Jy sien, in die tyd van slawe Enthea, het die slaaf behoort aan sy meester. En hy moes alles doen wat die meester van hom verwag. As hy dit nie wou doen nie, dan was hy letterlik geslaan of doodgemaak. So wanneer Christus sê, jy behoort nou aan my, beteken dit dat jy moet doen wat die Here wil hê, jy moet doen, Jean. Jy moet sy weë, moet jy volg in jou lewe in. As in somtyds, dan doen ons nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Somtyds, dan is ons by die Here, maar ons behoort nog nie aan hom nie. Want ons het ons nog nie aan hom volkome oorgegee nie. Ons hoort nog nie in totaliteit aan hom nie. Daar sekere dele van ons lewe, Megan, wat nog aan die vyand behoort. Daar sekere dele van ons lewe wat Christus nie met ons mee tevrede is nie. Daarom is ons nie heeltemal sy skape nie. Ek wil vanoggend met jou praat, man. En ek wil vir jou vanoggend sê dat dit 'n tyd geword dat jy moet naderkom. Het 'n tyd geword dat jy moet deel kom word van die koninkryk van Christus. Die tyd van speel is verby, man. Dit het tyd geword dat jy ernstige besluit moet neem met die Here en sê, Here, kom man, net soos ek is. Here, ek wil jou skaap wees. Here, ek wil jou volg in alles wat jy doen. Ek wil aan jou wil ek behoort. Ek sien die vyand kom somtyds en hy kom ons aanval ons minds aan. Hy werk met die mind, want dit is die belangrikste ding wat hy weet, mense denke. As hy dit kan oorneem, dan het hy jou klaar in sy hande. Maar die Bybel sê vir my so mooi dat ons moet vernuwe word in ons gedagtes. We have to be renewed by your mind. Ons moet ons gedagtes moet ons verander. Want soms kom die vyand en ek weet, ek kan nou nie praat van ek was in die discos oudie of ek het my dronk gedrink en ek was so groot sondaar nie. Maar alhoewel ek nie daai dinge gedoen het nie, Elissa, was ek 'n sondaar. Alhoewel ek nie daai goed gedoen het nie, was ek 'n sondaar. Ek wou nog altyd, Brother Miller, ek wou ook daarom sê, ek was so groot sondaar gewees. Maar as ek dit sê, dan gaan ek lieg en ek het dit nooit gedoen nie. Het klink altyd so lekker as die ander ouens sê, ek was 'n sondaar, man. Diep in die sonde gewees. In die moddersluik gewees, man. Ek het al die verkeerde goede gedoen. Het klink so lekker, man. Maar ongelukkig, Benita, kan ek nou nie dit sê nie. Maar die Here het my kom uithaal. Ek was 'n sondaar, gebore in sonde, man. En ek moes na Christus toe kom. Ek moes my lewe vir Christus gee. Hy sien somtyds Rukus, ek kom jy vyand na jou toe en sê vir jou, man,
is nog nie nou die tyd nie. Daar's nog so baie dinge wat jy nog doen, of daar's nog so baie dinge wat jy moet afsterf. Jy kan nie nou kom nie. Kry eers jou lewe reg nie. Probeer eers die goedjies. Hy lieg man. Hy lieg, want jy gaan nooit by die punt kom waar jy die goedjies reg kry nie. Christus wil jou neem net soos jy is man. Christus wil jou neem net soos jy is. En dit is hy wat hy verandering gaan maak. En dit is hy wat jou hand gaan vashou. En dit is hy wat jou gaan lei. Nie jouself nie. Het gaan jare vat. En dan mag het ook soms gebeur dat jy nooit plaasvind nie. Dan sal jy hom nooit ken nie. Johannes 10, wanneer Christus sê, my skape ken my stem, dan impliseer hy ook, dat daar is ander skape ook, wat nie sy stem ken nie. Want hy sê spesifiek, my skape, so almal is nie sy skape nie. Daar is ook diegene, wat nie aan hom behoort nie. Daarom sê vir hierdie Fariseërs, julle sal nie verstaan nie, want julle behoort nie aan my nie. Julle sal nie verstaan nie, want julle is nie my skape nie. Broeders, ek lees en ek is besig om voor te berei. En ek kom by Matteus 7 uit. En ek raak stil. Ek raak stil wanneer ek dink aan Matteus 7, 22 en 23. Wanneer het praat van die oordeelsdag. Wanneer ons voor hom gaan staan, Pieter. Wanneer klein en groot voor hom gaan staan. En die Bybel sê vir my so mooi in daai vers, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from you, away from me, you evil doers. Ek wil die eendag voor Christus kom, oudie. En dan sê hy vir my, ek het jou nog nooit geken nie. Jy was nog nooit deel van my skape nie. En wat vir my so kommerwekkend is, coach, is dat die mense het dinge gedoen wat 'n mens verwag 'n kind van God moet doen. Iemand wat aan hom behoort. Hulle het siekes gesond gemaak. Hulle het duiwels uitgedryf. Maar Christus sê vir hulle, ek ken julle nie. Ek ken jou nie. Jy behoort nie aan my nie. En hoe tragies sal dit wees as ons moet omdraai daai dag. As ons moet in die poel van vuur gegooi gaan word. Freddy, omdat ons nie met hom daai verhouding het nie. Omdat ons hom nie ken en die krag van sy opstanding nie. So dit maak nie saak hoe goeie werk jy doen nie. Dit maak nie saak wat jy doen nie. Somtyds is daar mense wat so baie groot dinge doen, maar dan wonder 'n mens somtyds, ken hulle die Here? Maar laat ek in u vandag, terwyl ons hier besig is en ons self ondersoek, laat ons seker maak dat ons behoort aan die herder. Laat ons seker maak dat ons lewe behoort aan die herder. En wanneer ons by hom gaan uitkom, Pieter, dat ons saam met hom sal ingaan. Kom in, my getroue diensknegt. Oor weinig was hy getroud, maar ek gaan jou oor vele gaan ek jou aanstel. Nie gaan weg, ek ken jou nie. Laat ons seker maak dat ons dan wel behoort aan sy koninkryk. Tweedens sê die woord van die Here vir ons, my skape luister na my stem. My skape
luister na my stem. En dit was die gebruik in die Ou Testament in die 1ste eeu, dat hulle en ek sukkel vir Afrikaanse woord NT vir 'n sheep's pen. Al wat dit was 'n gedeelte wat met stene toegemaak was, en daar was 'n oop deur gewees, en in die aand wanneer die herders hulle skape bring, dan het hulle in hierdie omheinde gebied het hulle ingejaag. So was hier 'n deur en dis vir my so wonderlik, want die herder moes by die deur lê en hy moes seker maak dat die wilde diere nie inkom om die skape te verskeur nie. En dan was daar 'n klomp skape gewees wat in hierdie sheeppen was. Verskillende herders se skape was in hierdie sheeppen gewees. En dan het hulle die nag daar oorgeslaap of hulle daar deurgebring. En in die oggend het die herders opgestaan, oudie, en hulle het die skape geroep. En wanneer die skape die herder se stem hoor, tussen al die klomp skape, het hulle gekom en hulle het hulle herder gevolg. So die Bybel sê vir my, dat die skape, hulle ken my stem. En om die herder se stem te ken, moes daar sekere verhouding gewees het tussen die herder en die skape, dat hulle hom vertrou, dat hulle weet wie dit is. En net so, wanneer Christus sê dat die skape sy stem ken, beteken jy wat die skape is, moet weet wie die herder is. Ons moet 'n verhouding met die herder aanknoop. So wanneer hy ons praat met ons, dat ons gaan luister. Daar's klomp stemme, maar ons moet weet wie ons herder se stem is. Dit moet duidelik vir ons wees. Hy sê, wanneer Christus se stem vir ons roep, dan roep hy ons tot 'n verhouding met hom. Hy roep ons tot 'n verhouding met hom. Reg oor die wêreld is daar Christene wat aan hom behoort. Reg oor die wêreld is daar mense wat hom ken en die krag van sy opstanding. En hulle almal ken daai stem omdat hulle 'n verhouding met hom het. Ek vra vir my pastoor, hoe hoor ons die stem van die Here? Hoe weet ons dat dit hy is wat met ons praat? Jy sien, dit is deur sy woord wat hy met ons praat. Bybel sê, as ons sy stem hoor, deur die woord moet ons doen dit wat hy vir ons sê, want deur sy stem bou ons geloof op en ons aanvaar dat hy die Christus, die Messias is. Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So die boodskap word vir ons gegee deur sy stem. Hebreërs 3:15 sê vir my so mooi en spesifiek met persone wat die Here nie ken nie, wat die stem van die Here nie ken nie. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag as hy met jou praat, man, vandag as hy jou nooi om met hom gemeenskap te hê, om deel te word van sy kudde, moenie jou hart verhard nie. Hebrews 3:15, today, if you hear your voice, do not harden your heart. Moenie jou hart sterk maak nie, man. Moenie jou hart hard maak nie, man. Maar kom en luister na die stem van die Here en doen wat hy wil hê ons moet doen. Jy sien, daar is so baie stemme wat soms
met ons praat. Daar's so baie stemme na wie ons luister. En soms raak ons die mekaar ten opsigte van watter stem ons werklik na moet luister. Maar ek wil vir u sê dat ons moet na die stem van die Here luister. As jy mense kan kom en met jou praat, en hulle mag lyk soos engele. Hulle kan kom en met jou praat, en dit mag lyk asof hulle van God is. Maar jy weet, wanneer sal jy weet dat hulle nie van God af is nie? Is wanneer jy na hulle stemme gaan luister, want jy ken nie daai stem nie. Jy ken nie die stem van Christus. Die skaap mag dom wees, man. Hy mag nie sterk wees nie. Hy mag moontlik nie onverskrokke wees nie. Maar hy ken sy herder se stem. En niemand sal hom van sy herder af wegneem nie. Ek gaan klaarmaak. Ek sal maar weer op 'n volgende keer met u weer oor die gedeelte praat. En ek Psalm 139, ek wil hê as jy by die huis is, moet jy dit vir my lees. Christus sê, ek ken my skape. Ek ken hulle. En wanneer iemand vir jou sê, ek ken daai persoon, beteken dit daar moet 'n verhouding tussen julle gewees het. Want jy kan nie sê jy ken iemand en jy weet niks van hom nie. Daar moet 'n besondere verhouding tussen julle gewees het. Daarom juis sê Christus vir hulle, ek ken my skape. Psalm 37:4, hy ken jou begeertes. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Lukas 12 sê, hy ken jou soos 'n stemiller, dat hy al die hare op jou hoof ken hy. Hy ken jou so, dat hy weet wat jou daar op hierdie aarde is. Hy ken jou, man. Hy weet wat jy meemaak. Hy weet wat 'n versoekings jy deurgaan. Hy weet wat 'n trials jy deurmaak. Hy weet dit. En omdat hy Christus is, daarom sal hy jou bystaan en hy sal jou neem na hom toe en hy sal jou vertroos. Ek gaan afsluit. Ek weet nie, behoort jy aan Christus nie. Ek weet nie, is jy een van sy skape nie. Ek weet nie, ken jy sy stem nie. Luister jy na sy stem nie. Want as jy nie 'n skaap van hom is nie, dan gaan dit moeilik wees om sy stem te herken. Ek wil jou geleentheid gee vandag, man, om ook 'n skaap te wees. Ek wil jou geleentheid gee vandag om na Christus toe te kom en vir hom te sê, Here, ek wil deel wees van jou. Ek wil aan jou behoort. Ek wil na jou luister. Ek wil hê jy moet my ken. Ek wil aan jou behoort. Ek wil nie eendag beskaam staan op die oordeelsdag nie. Wanneer jy vir my gaan wys al die geleenthede wat jy vir my gegee het en ek het nie een van hulle gebruik nie. En dan sê jy vir my, gaan weg. Ek ken jou nie. Ek wil nie hê dat dit met jou moet gebeur nie. Daarom wil ek vir jou 'n geleentheid gee. Dis 'n persoonlike saak hierdie, man. Niemand kan in jou plek instaan nie. Ek kan nie in Bevan se plek staan nie. Broer, ek kan nie in Nathan se plek staan nie. Dit is 'n saak tussen jy en God. Jy gaan alleen rekenskap gee wanneer jy na hom toe kom. Kom ons sluit ons oë en ons gaan niks sing nie. As die Here met jou gepraat het vanoggend, as die Gees van God met jou gepraat het vanoggend, moenie jou hart verhard nie, maar kom dat jy deel kan wees van sy koninkryk. Is daar iemand vanoggend wat
bold enough is en sê, Here, ek kom. Te lank het ek getwyfel. Te lank het ek die wêreldse dinge gedoen. Here, ek wil opreg wees. Ek wil vandag 'n besluit maak om jou in my lewe aan te neem, sodat ek deel van jou kan wees. Is daar iemand wat volgens sê, pastoor, ek is daai een. Wie wil saam met my staan volgens sê, pastoor, bid vir my man. Dit is my tyd nou. Hierdie is my tyd om met jou 'n gemeenskap te hê. Wie gaan die eerste een is wat sê, bid vir my pastoor. Niemand kyk rond nie. Niemand kyk rond nie. Hierdie is 'n saak tussen jy en God man. Hy ken jou man. Hy weet hoe ver jy van hom af staan. Hy weet ook of jy hom nie ken nie. Maar vandag wil ons hê dat die Here, dat ons hy verhouding met die Here moet regmaak. Is daar iemand? Een wat opreg is man, hand in eie boesem gesteek het en gesê, ek wil die Here vandag aanneem. Ek wil deel wees van hom. Is daar so iemand vandag? Ek gaan nie die uitnodiging lank maak nie. Maar ek wil vir jou 'n kans gee vandag om met die Here reg te maak. Vir jou wil ek nog 'n kans gee. Ek wil nog by jou pleit, want ek wil nie hê dat jy uit moet gaan en jy behoort nie aan hom nie. Is daar nog iemand vanoggend? Ek gaan dit vir die laaste keer vra. Wil jy nie die Here kans gee nie man? Wil jy hom 'n kans in jou lewe gee en hom innooi in jou hart nie? Is daar iemand? Moenie jou hart verhard nie, sê die Bybel. Moenie jou hart verhard nie. Maar kom, laat ons die saak uitmaak. Kom ons sing 'n koortjie saam. En as daar niemand is nie,